Ons is weer by die Psalms. Ons gaan vanmôre uit Psalm 25 lees. Die woord van die Here daaruit hoor, Psalm 25. Psalm 25 is een van die 8 wat ons noem akrostiese psalms. Nou, dis 'n vreeslike woord wat eintlik maar net beteken dis 'n alfabetiese psalm. Elke vers begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. So dit sal nou, as jy die 2020 Bybel dalk in jou hand het, sal jy sien dit begin Alef, Bet, Gimel, Dalet en so gaan dit aan. Ons sal nou A, B, C, D, E genoem het. Daar's 8 van sulke psalms in die Bybel. Psalm 119 is ook so 'n psalm, maar hy in plaas van die verse is hy in paragrawe. Is hy dan nou so opgedeel Alef, Bet, Gimel, Dalet. Maar ek gaan net nou ietsie meer daaroor sê, maar 'n ongelooflike mooi manier wat die Jode gehad het om goeders makliker te memoriseer. Here, dankie dat ons die woord het. Dankie dat ons dit in ons eie taal kan lees vanmôre. En dankie, Heilige Gees, dat ons U kan vertrou dat U self ook vir ons nou verder sal kom leer uit dit wat ons lees. In Jesus naam. Amen. Van Dawid, wat hierdie psalm geskryf het, dan begin hy deur te sê, tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie, en laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagtinge in U stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Jy moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, omdat U goed is. Ja, die Here is goed en regverdig, hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Hy laat 'n hulpeloses reg geskied en leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Terwille van U naam, Here, vergewe my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood, bevry my tog uit my ellende. Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek, vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek en hoe fel haat hulle my. Beskerm my en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my wag hou, want op U vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Daar eindig die psalm, net vers 4 weer, eintlik alles in hierdie eerste klompie verse tot by vers 15, maar waarby ons dan nou gaan stilstaan, om by die tema aan te sluit van die pad, of die paaie, maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. 'n Mens kry deesdae om elke hoek en draai 'n sogenaamde A tot Z handleiding. Jy sou nou al iewers met dit te doen gehad het en dalk is daar so een op jou boekrak ook, die A tot Z van om te swys, die A tot Z van boerdery, die A tot Z van om aandele op die aandelebeurs te speel, die A tot Z van dit, die A tot Z van dat. Oral hoor jy en sien jy hierdie handleidings deesdae, die A tot Z. En ons weet mos, dis nou eintlik maar net 'n naam vir om te sê, dis 'n volledige dek van hierdie onderwerp. Nou ons sou nou met goeie reg vanmôre kon sê, Psalm 25 is so A tot Z handleiding. Om die leiding van die Here vir ons, en leiding dan met 'n E, nie lang E nie, daardie leiding, om die leiding van die Here, die Engels praat van guidance,
om die guidance van die Here vir ons te leer, om 'n volledige prentjie te kry van hoe hy wil hê ons moet leef. Juist omdat ek nou, soos ek net nou gesê het, dit 'n akrostiese psalm is, wat by A begin en dan nou in ons taal by Z eindig. Die Hebreëse alfabet het net 22 letters, en daarom sal jy sien, as jy nou die 2020 vertaling of die 33 vertaling het, dat jy sal sien vers 1 is Alef, 2 is Beet, en so gaan hy aan tot by 22 wat dan Tau is, die laaste letter van die alfabet. So ons kon nou lekker die woorde gebruik, of die metafoor gebruik, van die A tot Z, van die Here se leiding wat hy vir ons wil leer. Die Here se leiding in ons lewens strek veel verder as net wat ek en jy partykeer dink oor met wie moet ek trou, of wat se werk moet ek doen, of waar moet ek gaan bly. Baie ouens dink hulle moet die leiding van die Here soek as dit kom by hierdie keuses. En dis maar net goeie gesonde keuses wat jy maak na aanleiding van die beginsels wat die Here jou in sy woord geleer het. Leiding, as dit kom by dit wat die Here vir ons wil leer, gaan baie meer oor die pad wat hy wil hê ek en jy hier op aarde moet loop. Dat hy vir ons in 'n bepaalde rigting wil instuur. En of jy dan 'n onderwyser is en of jy 'n prokureur is, die leiding van die Here behels, hoe loop jy hierdie pad as onderwyser of as prokureur of as dokter? Of hoe bly jy in Pretoria deur die pad te loop wat die Here wil hê jy moet loop, of in Bloemfontein of in die Kaap? Of jy met Jannie of met Sannie trou, dit maak nie saak nie, maar hoe leef jy binne hierdie getroude lewe met hierdie persoon? Dis die leiding wat die Here vir ons wil gee. En Psalm 25 help nou vir ons hierin ongelooflik baie, want dis 'n psalm wat Dawid kom bid, dat hy dit van die Here kom vra. Here, maak aan my u pad bekend. Kom skenk met ander woorde vir my die leiding wat ek nodig het om op die regte pad te loop. Om dit wat u wil hê, of die pad wat u wil hê ek moet loop, om dit dan eintlik te kan loop. En hierdie Psalm gee nou vir ons 'n klompie beginsels wat ek en jy vanmôre moet raak sien. En wat jy vanmôre kan saamvat en uiteindelik dit in ons eie lewe kan gaan toepas. En die eerste ding wat hierdie Psalm vir ons wil leer, is dat dit begin, en ek wil amper 'n hakies bysit, en dit eindig altyd by God. Dit begin altyd by God. As jy leiding in jou lewe nodig het of soek, begin dit by God. Jy kan boeke gaan lees, jy kan met mense gaan praat, jy kan kursusse gaan doen, jy kan wat ook al doen, dit sal jou help, maar leiding in jou lewe begin allereers by God. Hoe begin hy hierdie Psalm? Ek het nou sommer na 'n paar vertalings en kyk, die boodskap sê, Here, ek is heeltemal van u afhanklik. Ek kyk op na u, my God, op u vertrou ek. Die 2020 vertaling sê, na u Here hunker ek, my God, op u vertrou ek. Die Nuwe Lewende vertaling het gesê, ek rig my tot u Here, ek vertrou op u my God. En die Bybel vir almal sê, Here, ek bid tot u, net tot u. My God, ek glo dat u sal doen wat u beloof het. Jy hoor elke keer hierdie gedagte van dit begin by God. Daar is 'n hinkering na God, daar is 'n gerigtheid na God. Dit begin by hom. As jy uiteindelik deur hierdie Psalm lees, en hoor jy tot in die laaste vers dat hy sê, ek vertrou op u. Dit eindig uiteindelik ook by God. En hy gebruik twee beelde om hierdie gedagte van die feit dat dit by God begin. En die een is van vers 3, as hy sê om op die Here te wag. Die 83 vertaling gebruik die woord verwagting. Niemand wat sy verwagting in u stel sal beskaam word nie, maar in die Griek, in die Hebreëus, het sal nou lekker gewees het as die Ou Testament ook in Grieks was, want ek het nie soveel moeilikheid gehad nie, maar in die Hebreëus gebruik al net die root van verwagting, naamlik wag. Daar staan in die Hebreëus, niemand wat op u bly wag, sal beskaam staan. En vers 5 dieselfde, ek stel elke dag my verwagting in u. In Hebreëus staan daar weer, elke dag wag ek op u. Hierdie begin van om die leiding van die Here in jou lewe te soek, begin by 'n wagproses. Om op die Here te wag, dat hy met my sal praat, dat hy my sal leer. Vers 15 gebruik 'n tweede beeld, naamlik, my oë is altyd op u gerig. Dis 'n mooi beeld wat Dawid gebruik, wat in die tyd van die konings 'n baie spesifieke betekenis gehad het. Die paleisbeamptes, die paleisamptenare, het partykeer om die troon van die koning gestaan. En dan was hulle oë stip gerig op die koning, op sy gesig en op sy hande.
En hulle het presies geweet wat wil die koning deur net 'n gewone handgebaar of net deur 'n gesigsuitdrukking. Het hulle geweet, nou moet jy of stil wees, of jy kan nou praat, of die koning wil hê jy moet dit doen of jy moet dit nie doen nie. Dit het alles gebeur net deur die kleinste handgebaar, maar hulle oë was gerig op dit wat hulle kon sien van die koning. Nou sê Dawid, my oë is altyd op die Here gerig. Die Hebreërs skrywer stel dit selfs anderster in Hebreërs 12 om te sê, hou hom altyd voor oë, dan sal julle nie moeg word in geestelike uitsak. So jy hoor iets van hierdie gedagte van fokus. Nou jy's gefokus, jy sien net dit raak wat die Here wil hê jy moet raak sien. Jy sien net dit wat hy vir jou wil leer raak. Daar is 'n hinkering, daar's 'n fokus, daar's 'n wag. Om die leiding van die Here in my lewe te hê, begin by dit. Dit begin by gebed. Dit begin by 'n hinkering. Dit begin by 'n wag op die Here. Dit begin by 'n fokus op dit wat hy vir my wil sê. Dan 2, leiding het alles te doen met die kies van die regte pad. En in hierdie lewe waarin ek en jy staan, is daar 3 paaie waaruit ek en jy kan kies watter pad ons wil loop. Daar is, kom ons noem hulle nou maar so op die manier wat ek hulle nou sommer maar wil noem. Die eerste een is die sogenaamde hulle pad. Ons is mos lief vir daai ding. Nee, hulle het so gesê. Of hulle het dit gedoen, of hulle het so gemaak. Ons is baie lief om daai woordjie hulle, en dan vra ek altyd, maar wie's die hulle? Maar jy weet nou van daai hulle, nee. Nou, hierdie hulle, in Psalm 25, verwys na Dawid se vyande, na die bose, na diegene wat hom wil onderkry, diegene wat hom wil aanval, diegene wat die lewe vir hom wil moeilik maak. Dis die hulle pad. Die Spreuke praat nogals van die hulle as die dwaases. Die ouens wat die dwaase besluite neem. Die ouens wat eerder die pad van verkeer doen kies, so ongelooflik soos dit klink, is daar mense wat daardie pad kies, wat wil verkeer doen, wat die verkeerde wil doen, wat eerder lief het dit wat nie reg is nie, as dit wat reg is. Dis die hulle pad. Dis die pad waar jy nie wil wees nie, want dis die pad wat lei tot dood en wat selfvernietiging en tot ondergang. Oor en oor sal jy hierdie ding hoor. Dat mense wat nie die pad van die Here loop nie, dis die dwaase ouens. Dis die ouens wat op 'n pad is van selfvernietiging, wat uiteindelik uitloop op die dood. Dan is daar tweedens natuurlik ook wat ek wil noem my pad of die eie ek pad. En ken ons nou nie almal die ou paadjie nie. Is ons nie so geneig en so gemaklik om partykeer maar ons eie pad te wil loop nie. Partykeer loop ek hierdie pad doodgewoon uit hardkoppigheid uit, omdat ek besluit ek wil, I did it my way. Daai tipe van gedagte, dis my lewe, dis my manier van doen, ek doen dit soos ek wil. Ander kere doen ons dit uit trotsheid. Ek weet van beter, maar ek is gewoond te trots om te herken en te draai en te verander. Partykeer loop ek hierdie pad uit gewoonte uit. Ons het partykeer hierdie ou slegte gewoonte wat sukkel om af te leer, so ek loop nou maar hierdie eie ekpad doodgewoon omdat ek half gewoond geraak het aan hierdie goeters. Partykeer loop ek hierdie pad gewoon uit swakheid uit. Is 'n ding waarmee ek sukkel en ek stoei en ek val maar oor en oor, maar dis 'n stuk swakheid in my. Partykeer loop ek hierdie pad juis vanweë die swakheid in my. Maar dis 'n pad wat ook nie goed eindig as jy hom toelaat om maar net sy gang te gaan nie. Daarom kan ons dalk by Dawid leer as dit by ons eie pad kom, dat sy eie pad, die pad wat hy geloop het, sy eie ekpad, uiteindelik geëindig het by om voor die Here te staan en te sê, vergewe my. Om te erken dat hy verkeerd gedoen het. En jy sal nou 'n paar keer in hierdie Psalm dit raak lees dat Dawid verwys na die verlede. Hy sê, moet tog nie aan die sondes van my jeug dink nie. Ons almal was mos so bietjie toe ons jonk was, so bietjie rebels en so bietjie hardkoppig en so bietjie ons eie pad loop. Ons wil ons eie self vind. Dawid het ook lyk met daai pad geloop. Want uiteindelik moet hy voor die Here kom staan en sê, Here, vergewe tog my dae van my jonkheid, die sondes van my jonkheid. Toe ek nog so bietjie my eie pad geloop het. 'n Eie pad behoort te eindig wanneer ek voor die Here kom staan en sê, ek besef ek was maar soms so dwaas. En ek en jy hoef nie te lank in hierdie lewe te wees om te weet hoeveel simpel en dwaase keuses ons maar in ons eie lewe gemaak het, nee. Dit begin al van kleins af, is ons geneig om partykeer maar hierdie verkeerde pad te loop, omdat ek dit wil doen, omdat dit ek is wat besluit, ek wil dit so doen. Dawid sê, Here, vergewe my pad,
wat ek so graag en so maklik wou loop. En dan is daar natuurlik die derde pad, die eintlike pad. En dis die pad van die Here. Dis waarna Dawid smag. Dis wat hy in vers 4 bid, maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. En die pad van die Here is 'n pad van waarheid, is 'n pad van liefde, is 'n pad van trou, leer hierdie Psalm ons. Dis 'n pad wat uitloop op sukses. Dis 'n pad wat jou by die Here uitbring. Dis 'n pad wat vir jou die goeie in die lewe laat geniet. En die wonderlike van hierdie pad is, dis geen geheime pad nie. Die wonderlike van hierdie pad is, dis nie net bedoel vir superslimmes om te ontrafel of vir superheiliges om te ontdek nie. Die Here is begeerig om hierdie pad van hom aan ons almal bekend te maak. En al wat hy eintlik van ons vra is dat daar net 'n bepaalde ingesteldheid by ons wees. Dat net 'n bepaalde gesindheid by ons wees, dan is hy begeerig en wil hy graag hierdie pad aan ons bekend maak. Hoor bietjie weer wat sê hy in vers 8 tot vers 10. Sê die Here is goed. Hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Nou moet jy onthou, en ek het dit nou al baie gesê, dat die begrip sondaar in die Ou Testament en Nuwe Testament is twee verskillende begrippe. Ek gaan nou nie verder daaroor uitbrei nie, maar in die Ou Testament het sondaar verwys na iemand wat geweet het dat hy skuldig voor die Here staan. Wat weet, hy kan niks na die tafel toe bring om homself te regverdig nie. Hy weet, hy staan met sy skuld en met sy sonde voor die Here. Dis vir hierdie Psalm nommer 1, selfs hulle word ingesluit. In vers 8, selfs hulle word ingesluit in die goedheid van die Here. Hy wys selfs vir hierdie ouens die pad aan. Nee, as jy met jou sonde voor die Here kom, sê hy nie vir jou, kry vir jou en gaan soek jou eie pad nie, loop maar nou jou eie pad nie. Hy sê, hier's die pad wat ek vir jou wil wys. Hier's die regte pad. Jy is welkom om daarop te loop. Vers 9, hy laat aan hulpeloses reg geskied en hy leer hulle sy pad. Ons weet wat beteken hulpeloos. Dis iemand wat afhanklik is van iemand anders. Dit is iemand wat niks het wat hy self kan aanbied nie. Hy is totaal geheel en al op die hulp van iemand anders aanwesig. Die Here wys vir sulke mense graag sy pad. Liefde en trou vers 10 is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en verordeninge behou. Met ander woorde, diegene wat ernstig is met die woord van die Here, die ene wat die eise van sy verbond ernstig opneem, vir hulle wil hy graag sy pad leer. En dan vers 12 tot vers 14 doen hy dieselfde, as hy sê, as iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies. Daar hoor ons iets aan, 'n volgende gedagte, hulle wat diensbaar is voor die Here, hulle wat in gehoorsaamheid hom dien, vir hulle leer die Here sy pad. Vers 14, die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond of sy paaie aan hulle bekend. Vers 15, my oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet hou. Aan die ander woorde, daardie slaggate, daardie vangplekke van die lewe, die Here weerhou jou daarvan as jy jou oë op hom gerig is. As jy jou gerigtheid, jou fokus op hom het, sorg hy dat jy op die regte pad bly, sodat jy nie in die vangnette en in die slaggate van hierdie lewe val nie. Jy hoor, né? Niks te doen met om slim te wees of om superheilig te wees, om die pad van die Here te ken nie. Hy maak dit met vreugde aan mense bekend. Hy leer ons graag die paaie wat hy wil hê ons moet bewandel. Al wat dit vir my vra, is 'n totale oorgawe. Al wat dit vir my vra is 'n gesindheid van Here, ek kan op my eie nooit die regte pad loop nie. As ek moet kies, sal ek altyd die verkeerde pad kies. As ek kies, dan kies ek my pad, en my pad is gewoonlik nie 'n baie goeie pad nie. Net die Here kan vir my die regte pad leer. Daarom begin dit by hom. Daarom is dit Dawid se gebed, dat hy hunker en hy smag daarna, dat die Here vir hom die regte pad sal wys. Ons Here Jesus Christus het natuurlik vir ons in Johannes 14 kom leer. Hy het nou self daardie pad geword. Onthou julle die foto waarmee ek begin het, vers 6 van Johannes 14, ek is die weg, met ander woorde die pad, en die waarheid, en die lewe. En as jy by die Vader wil uitkom, dan kom jy dit deur my. Daai vers stel dit nou in die negatiewe, niemand kom ooit by die Vader uit, as dit nie deur my gebeur nie. Ek en jy weet vanmôre dat
Ons Here het nou self die pad geword. Dit wat Dawid bid, dat die Here vir hom die pad sal kom aanwys en die regte pad sal leer, dit het ons Here Jesus Christus nou vir ons geword. Hy het die pad geword. En soos ons in vers 5 en 6 gehoor het, waarheid en trou is die paaie wat die Here bewandel, hoor ons, hy sê nou, maar ek is die waarheid. Ek is die lewe, soos ons gehoor het, die goeie pad loop uiteindelik uit op die lewe, dit gee vir jou 'n lewe van oorvloed en van voorspoed. Nou word Jesus self die lewe. En hy bring my uiteindelik by my Vader uit. Hy bring my by die ewige lewe uit. Ek en jy het vanmôre nie 1 of 2 of 3 keuses, ons het 1 keuse. Ons het die keuse om saam met Dawid vanmôre te bid, Here, leer my u wil, maak my u paaie bekend. En dan agter Jesus aan te loop, om Jesus te volg, omdat hy uiteindelik die pad, die waarheid en die lewe geword het. Kom ons kies vanmôre slim. Kom ons kies vanmôre reg. Ons kies die pad van die Here, omdat dit die enigste pad is wat waarlik die moeite werd is. Amen. Here, op hierdie ou wêreld waarin ons is, in hierdie lewe waarin ons is daar soveel paaie. Daar soveel afdraaipaadjies, daar soveel kort paaie. Daar soveel stikkende en slegte paaie. Wil jy vanmôre deur die Gees en deur die woord vir ons kom help om altyd die regte pad te kies. Wil jy vir ons help om te weet dat U die pad is. Die pad van waarheid, die pad van lewe is. En dat ons U sal volg waar U ons sal lei. Dat ons sal buig voor U, dat ons na U sal hinker, dat ons na U sal smag. Dat ons oog op U gerig sal wees. Sodat U vir ons altyd op die regte pad kan lei. Mag dit waar wees van elkeen van ons wat volgend hier sit, dat ons daardie keuse nou sal uitoefen, nou sal besluit, Here, ek wil op geen ander pad loop, as die pad wat U vir my kom wys nie. Dit bid ek en dit vra ek in Jesus se naam. Amen.